Jy is ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning. Ons gesels vandag oor die skreeusnaakse klug My Boetie se sussie se ou, wat van 6 tot 8 Maart by die Fairtree Atterbury Theater op die planke is. Regisseur, vervaardiger en Suid-Afrika se eie klugkoning, Frans Swart, besturende direkteur van Lefra Produksies, is hier om ons alles te vertel en Wilro Agtenberg sluit ook by ons aan om oor die produksie te praat. Baie welkom julle twee. Dankie, lekker om hier by julle te kuier. Een ding van 'n klug, nê, die titel gaan baie confusing wees. So ek gaan my tablet gebruik hier. Frans, My Boetie se sussie se ou is 'n opvolg van 'n baie gewilde verhaal. My vrou se man se vrou. Dis So, korrek. wat kan ons nou van hierdie produksie verwag? Kyk, Wilro speel ou John Smith, maar Yes. John Smith is getroud met 2 vrouens, nie skelmpies nie. Yes. Dit het nou gebeur in my vrou se man se vrou. Toe moes hy nou die 2 vrouens uitmekaar uithou. Maar nou het hy het nou 'n seun en 'n dogter by elkeen van die vrouens. En soos dit die klug behaag, ontmoet hierdie 2 op die internet. En hulle raak verlief. Nou moet ou John die kinders uitmekaar uithou. Reg so. Moet mens die vorige een gesien het om hierdie een te geniet en te verstaan? Ek sal nie so sê nie. Dit help as jy die eerste een gesien het, want ek dink dan verstaan jy waar John vandaan kom, waar die 2 vrouens vandaan kom, maar reg in die begin is hulle 100% bewus dat daar's 2 wêrelde geskep en ek hardloop dan so tussen die een huis en die ander huis en dan begin al die malle waar alles. Frans, dit is seker vir jou so lekker om met akteurs te werk wat net oop is om te speel en wat hierdie klug as 'n genre regtig net geniet. Absoluut. Kyk, die klug is die moeilikste genre. Absoluut. Rex Garner was maar my mentor. Hy was die klugkoning. Ikonies, né? En Pieter Toerien het hom uit Londen uitgebring en toe hou hy so van Suid-Afrika dat hy nooit weer terug is nie. Maar Rex Garner het altyd gesê jy moet die klug so realisties as moontlik speel dat mense met jou glo, al is dit 'n totale onrealistiese storie. Ja. En weet jy, mense glo dit. Hulle kry ou John eintlik naderhand kry hulle om jammer. Vir my baie lekker. Kyk, ons doen die ding soos in die ou tyd, volle bokstel, die deure moet toeklap, as een toeklap gaan 'n ander een oop. En dit is baie lekker om met 'n jong span spelers te speel met al daai energie. Ja, so die verhaal gaan eintlik oor jou wat die 2 tieners uitmekaar uit moet hou. Hoe relevant is die storie in vandag se samelewing? Wel, ek is 100% seker daarvan daar is mans wat in daai situasie sit. Hoe hulle lag baie keer in die gehoor, dink ek, ja. Maar ek dink dit is baie relevant. Ek dink die hele tegnologie speel 'n baie groot rol. Ja. Maar nou het hulle op die internet ontmoet. En ek vind dit relatief vroeg uit. So Wiekie kom na my toe en sy gee my 'n briefie en sê jy sal nie glo nie, maar sy het 'n ouetjie ontmoet met die naam Gavin en sy pa se naam is ook John Smith. En ek laat dit gaan, ek los dit. En dan kom ek agter, oeps daisy, hier is moeilikheid en dit is waar alles dan gebeur. En dan gooi ek my beste vriend Stanley, vertolk deur Botha Enslin. Ja. Gooi ek dan nou in die spervuur. En ek sê vir hom, Pella, jy bly by my al vir 20 jaar. Jy moet my nou hier uithelp en dis net hoe dit is. En dit is wonderlik. Baie lekker. Ek is so bly jy het nou vir Botha Enslin genoem. Hoe lekker is dit vir jou om te werk met ervare akteurs en ervare akteurs binne die genre soos Botha en Wilro en dan nou die nuwe geslag wat nou deurkom ook. Absoluut, baie lekker. Kyk, ek moet sê ek het hulle half groot gemaak met die klug. Want Wilro en Botha en Marissa en Daniel kom al jare saam met ons. Dit is baie lekker om met spelers te werk wat al klugte gedoen het. Ek meen ons het nou oom Nico Loupsher as die seniele oupa wat alles nog verder kom omkrap. En ek moet sê Nico bring ook weer 'n ander hoek na die produksie toe en dan die 2 jong kinders. So dit is regtig. Kyk, met dit klug, Wilro sal vir jou kan meer sê, jy het energie nodig. Ons het so verrassing en hulle hou nie baie daarvan dat ek dit nou gedoen het nie, maar hy moet nou die verrassing vertel.
as ons die pleit klaar gespeel het, dan doen ons die buiging en dan kan jy nou sê wat gaan gebeur. Vir een of ander rede het Frans gesê, nie gevra nie, gesê, dat net vir ingeval die mense nou nie baie mooi gefokus het op hierdie produksie nie, dan doen ons 'n opsomming van wat nou in die klug gebeur het en ons doen dit alles in 5 minute. Oh, So dit gaan alles oor beweging en timing en ek moet sê ons is so moeg na die klug want dit is high-paced energy. Ja. Jy moet heeltyd gefokus bly en hoe meer jy fokus, hoe meer tens jy op en dit is amper swaar van daai gedeelte is ons laat gaan het. En die gehoor is mal daaroor. Hulle is gaande daaroor. So dan hardloop ons die hele storieetjie deur en reg aan die einde is ons almal so op daai bank neerval. Jy weet hopelik spring die gehore op met 'n staande ovasie en na die tyd as ons klaar is, kyk ons so vir mekaar en sê weet jy wat, daar's baie min mense wat die geleentheid het om hierdie genre so te kan doen. Ja. Frans het 'n baie unieke manier om hierdie klugte aan mekaar te sit en dit is nou my 12de jaar wat ek in klugte speel. So wat 'n absolute voorreg om dit nog steeds te kan doen in vandag se tyd. So 'n voorreg om met julle te gesels vanoggend en ek is so bly dat julle hier is want julle bederf eintlik ons kykers met 'n kompetisie. So dit klink soos 'n toneelstuk vol sogenaamde triks en Pieter gaan later gesels net hierna met Rix en sy triks, maar ek het gesê Frans gaan julle bietjie bederf. Ons gee 5 dubbelkaartjies weg om die show te gaan kyk op ons sosiale media vir die kompetisie.